Heer, om vertel dat U hom lief het. Vertel dat U hom waardeer. Vertel dat U wat U van hom dink, omdat hy groot is, omdat hy wonderbare God is. Hy is die voorsiener van ons behoeftes. Hy is die geneesheer van ons liggame. Hy is die ene wat ons met nuwe krag aandoen. Hy is die ene wat ons versterk wanneer ons moeg is, wanneer ons afgemat is. Hy gee vir ons 'n gewaad van lof vir treurigheid. Hy gee vir ons 'n nuwe lied. Hy gee vir ons, hy is die lig van ons lewe, die opening van sy woord bring lig en bring lewe in ons harte. Ons dankie vir môre, Here, vir wie U is in ons lewens. Dankie vir die goedheid en die guns, Here. Ons het niks verdien nie, ons is van het mens, Here, maar U in die groot genade en ons gedink, Here, die woord sodat U is gedagtig daaraan dat ons vlees en bloed is, Here. En dankie vir môre dat ons weet dat ons het 'n Vader, ons het 'n hemelse Vader wat vir ons lief is, wat vir ons omgee en wat graag sy kinders se behoeftes wil vervul en hulle wil aanraak met sy teenwoordigheid en met sy krag. Dankie, Here. Ons gee U die eer en die aanbidding vir al die goedheid in ons lewens. Lord, we glorify You this morning. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Kom ons aanbid hom maar net 'n bietjie. Kom ons loof hom maar net 'n bietjie. Dankie vir môre, Here. Dankie dat ons harte met U kan konneksie maak. Dankie dat ons vanmôre die Gees en sy volheid in ons midde en in ons harte en in ons lewens het, Here. Dankie dat die Gees nie 'n gedeelte, maar die volheid van die Gees in ons woord vanmôre om ons te verkoop en ons te versterk, om ons nuwe moed te gee, nuwe hoop te gee, Here. Ons sê vanmôre vir U baie dankie daarvoor. Baie dankie, Here. Baie dankie. Terwyl ons aanbid, maak net die oë so 'n bietjie toe, bly die Gees. Terwyl ons hier sing en aanbid, het dit net so my gees gekom, mense wat vanmôre moeg is. Dis mense wat moeg is. Jy is miskien nie in jou liggaam moeg nie, maar jy voel in jou gees, hier in jou siel voel jy moeg vanmôre. Maar ek wil vir jy sê dat die woord van die Here sê dat hy gee die vermoeide krag. Hy verlief en hy gee nie die liggaam nuwe krag nie, maar hy gee ook hulle wat moeg is. En ek wonder of ek hierdie geleentheid kan gebruik om hierdie, ek wil amper sê, advantage te vat van hierdie geleentheid en vir die geleentheid te gee as jy vanmôre iemand is wat moeg voel. Sommer net iets voel so 'n bietjie tam. Dis nie 'n skande nie. Dis niks om oor skaam te voel nie. Ek wonder of jy net gou hier voor wil kom staan dat iemand saam met jou bid vanmôre. Miskien voel jy ek het net iemand nodig om net so 'n bietjie my hand vas te hou en vir my te bid en my op te dra, my geloof sterk te maak. Kom gou vorentoe as dit nie is wat vanmôre moeg voel. En alles het dalk in die liggaam, as dit in watter omstandighede dit ook al mag wees. Kom gou vorentoe. Hier sal iemand saam met jou opbid. Ag, dis nie vreemd vir mense om moeg te voel nie. Omstandighede, die Bybel sê dat die sorge van die lewe, dit verdrink die goeie saad, dit verdrink die goeie dit wat die Here in ons lewens wil doen. En ons het so baie sorg, ons het in hierdie tyd so baie probleme, daar so baie omstandighede. En as jy vanmôre sê, dit is ek, Here, ek het U nodig, kom staan gerus met die voor, dan bid ons saam met U. Terwyl jy die musiek speel en ons miskien hierdie koortjie nog 'n paar keer gaan sing, kom ons sing dit saam en ons gee aan die Here die eer, dat hy ook hierdie mense vanmôre aanraak met sy krag en met sy teenwoordigheid. Kom ons sing dit saam asseblief vir ons. The Lord and all the earth glory to all the Lord and all the earth glory to His Father, so Father.
baie dankie neem die sitplekke. Ek groet u vanmôre in die naam van Koning Jesus. 'n Voorreg om hier te wees. My baie groot eer en 'n voorreg om hier te mag staan vanoggend. En dankie sê vir pastoor Emilia en vir pastoor die vir die geleentheid. En ek ag dit regtig 'n baie groot voorreg. Terwyl ek soos in die aanbidding ons sit en staan, ek sit maar so 'n bietjie met die aanbidding partykeer aan. Ek het meer as 'n jaar terug loop ek met 'n tamelike met 'n rug, jy weet so. Ek moet maar 'n breek gee dat ek dan genoeg krag het, maar as ek hier staan dan vergeet ek van die rug. Dan blaai ek my nie. So ek moet maar bly breek, julle gaan daar lank sit vanoggend. Maar nie waar ek nie bekom. Terwyl ons sing en dan dink ek by myself, ek bly nie op Fransvlak, maar as ek in die omgewing of Gansplaas gebly, sal ek graag na hierdie kerk toe wil kom. En dit is 'n lekker gemeente, 'n fantastiese gemeente. En ek wil net sê met baie vir die pastore dat hierdie vrou het ontsettende, ek moet sê, dis nie 'n lelike ding as ek sê sy het 'n las. Dis nie 'n las wat daar, maar sy het 'n las vir die gemeente. En dan praat, sy was al 1 of 2 keer by ons, soms saam gekuier al en koffie gedrink. Dan hoor ek net, sy het 'n passie vir Gansbaai vir die gemeente, in die gemeenskap. En sy dra 'n swaar las vir die gemeente. Sy dra die belang op die hart, en julle moet baie verander. Maar julle moet veral vir hulle baie liefde gee. Hulle het baie liefde nodig. Geef vir jou pastoorspare en pastore in die gemeente, gee vir hulle net baie liefde. Bel hulle, stel belang. Pastoor het dit nodig om te hoor, 'n oproep te kry. Sê pastoor, ek bel maar net om te hoor met jou gaan. Dis baie belangrik. Ondersteun hulle daar op sig en bid vir hulle. En die grootste geskenk wat jy vir enige pastoor kan gee, is as jy op 'n Sondag in die kerk is. Vergeet die chocolates, die chocolates is so raai, kan jy ook maar gee, maar die blomme kan jy nie eet, jy los maar die blomme, wees die Sondag hier, so dis die belangrikste wat jy vir 'n pastoor kan doen. Werklik waar, ek het in jare in die bediening, was daar niks vir my groter lekkerder as ek sien die mense op 'n Sondag in die kerk. Ek wil vanmôre met u praat oor die onderwerp bid sonder ophou. Nou dit is so as mense van gebed praat, is dit daai onderwerp wat baie mense so 'n bietjie van wegskram. Nou nie hierso nie hoor daar, klaar van dit by ons vanaand kom. 1 Tessalonisense 5 vers 12 sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste agting, terwille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelik is, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand die ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd hier bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus voor julle. Dat ek net ietsie sê, ons kan ons nie dankbaar vir, kom ons sê, siekte wees nie, of ons kan ons nie dankbaar wees vir gebrek, of as ons in 'n motorongeluk of wat ook al, maar die Bybel sê nie ons moet vir alles, hy sê ons moet in alles dankbaar wees, in alles, want ek is seker dat wat met ons gebeur, ongeag wat met ons gebeur, is nog altyd 'n rede om dankbaar te wees. Wees in al omstandighede. Here, ek weet ek is siek, maar ek is nog steeds dankbaar dat U my geneesheer is. Dat ek weet dat die belofte oor my is waar en dat die woord waar ja en amen is. Dis die tipe dankbaarheid wat Here van ons verwag, om in alle omstandighede dankbaar te wees. Hy sê, blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, bou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou, soos ek gesê het, ek wil met u praat oor vers 17
wat sê, bid sonder ophou. Nou, ek sit met myself miskien, nou nie, wel, dat ek het so stel, ek bevind myself in 'n situasie baie keer, en ek veralgemeen daar sê ek nou hier almal daarby insluit. En dit is dat vir jare in my lewe, kom ons laat ek maar myself as voorbeeld gebruik, in jare in my lewe, was daar sekere tekste in die Bybel, wat ek gelees het, wat as ek het gelees het, en ek my dadelik skuldig laat voel. Weet jy of iemand hier dan kan saamstem? Jy weet jy moet sekere goed doen, maar, Here man, dan lees ek maar sommer verby van ek lees dit maar, dan vat ek die volgende teks, dan sê ek, ja, hier praat die Here nou met my. Maar bid sonder ophou was verlang vir my ook 'n gedagte van, maar ek bid mos nie heeldag nie. Hoe kan die Here nou van ons verwag om heeldag te bid? So nou lees ek maar die teks hier voor dit, en ek skiep daai ene, en dan lees ek een en dan gaan ek aan, en voel ek nou ook nie te sleg nie, want ek het dan nou 'n gedeelte van die Bybel gelees. Ek weet nie of ek nou met iemand praat hier, of het nou maar net ek is wat so stupid is, en wat baie van die goed nie, omdat ek dit nie verstaan het nie, het dit nie vir my regtig betekenis gehad, en dit het my dat skuldig voel. Dit my skuldig laat voel. Nou, bid sonder ophou kan dan een van daardie skrifte wees. Dit kan ook 'n skrif wees wat jy laat, maar, ok, kom ons lees dan maar die volgende ene, en dan gaan ons aan. Nou, Paulus, luister dit so, Paulus se opdrag om onophoudelik, om bid sonder ophou te bid, beteken nie dat jy spandeer elke oomblik om met woorde te praat nie. Dit beteken nie dat ek elke oomblik net praat en ek moet praat. Dit beteken letterlik dat ek in voortdurende gemeenskap met God leef. Dat ek bewus is van my verhouding met hom op 'n gedurende basis, of ek nou in die winkel is, of ek nou in die bank is, of ek nou waar ek ook al is, of ek op die see is, dit beteken dat ek in 'n voortdurende gemeenskap, dat ek bewus kan wees, dat my siel en my gees in voortdurende koneksie met God is. Dit beteken dat ons 'n hart het wat elke dag na hom toe draai, dat ons eintlik doelbewus besluit is, ek gaan hierdie dag met die Here saamloop, en dit is 'n manier hoe wat God wil gebruik ook om ons harte te verander, om ons harte te hernuwe elke dag. Ek wil graag net so getuienis met die deel oor hoe ek met hierdie spesifieke boodskap uitgekom het, en hoe die Here met my daaroor gepraat het. Ek het so bietjie, miskien so 2 weke terug, was ek hier by die Spar sentrum gewees, en ek het daar die gangetjie afgeloop, en ek het so gesien, so net van die kant af, jy sien ek 'n dame, 'n ouerige vrou, met 'n jong man, ek kan nie sê 'n seun nie, maar dit is 'n jong man, maar hy stap so eentjie so agter haar, maar dit is ooglopend, dat hierdie jong man verstandelik gestremd is. Mens kan dit mos sien, en dit is so jammer, dat vir sulke situasie. Maar voordat ek my kon kry, terwyl ek die gangkie verder loop, en ek sien haar so verby my, en vir hulle twee so verbykom, sonder dat ek dit besef, is ek besig om vir hulle te bid. Ek sê, Here, wil U nie hierdie vrou krag gee nie? Wat 'n wonderlike moeder, om vir hierdie kind te moet sorg, en om haar groot te gemaak het, en dit kan nie maklik wees, Here. En ek vind myself besig om vir hulle te bid, terwyl ek stap. In die volgende oomblik het ek my karretjie gekry daar by die Spar, en ek het so ingestap, maar voor my het ek ook nie gestap met hierdie looprame, wat jy so mee loop, en ek geweldig moeilik geloop. En ek wou nie mense dop nie, dis nie my gewoonte om dat mense te verkyk nie, maar hy het my aandag getrek, maar die volgende oomblik, toe sien ek hierdie oom, het nou sy loopraam binne die karretjie gesit, en dan loop hy so 'n bietjie makliker met die karretjie, want hy stoot hom nou. Maar weet jy, terwyl ek daaraan dink, en ek het sien, toe sê ek, Here, wat 'n voorreg het ek nog om te kan loop. En ek dank die Here, en ek sê, Here, wil U nie daai oom seën nie, asseblief? Wil U nie sy bene versterk nie? Wat ook al die probleem is, Here, wil U nie vir hom aanraak nie? En weet jy, op daai oomblik, toe hoor ek die Gees van die Here vir my sê, dit is wat dit beteken, bid sonder ophou. Dit is wat dit beteken.
Om in omstandighede te kom en nie miskien in jou gedagte net te dink, wel ek is dan bly, ek hoef nie dit te doen nie. Want ek het al gesien dat waar mense agter 'n persoon wat verstandelik gestremd is en omloop en koggel en jong kinders agter mense aanloop wat moeilik loop en met hulle spot en so voort. Want jy sien, dit is natuurlik mense wat nie die gees van die Here in hulle het nie. Maar 'n kind van die Here sal nie negatief kyk na sulke situasies nie. Ons sal nie neerhalend neerkyk en afkyk na sulke situasies nie, maar ons wil vir hulle bid, ons wil vir hulle opdra voor die Here, en terwyl ons in ons daaglikse omgang met mense is daar altyd, ek verseker, daar sal altyd iemand wees vir wie jy kan bid. En daar sal altyd omstandighede wees waar terwyl jy vir daardie persoon kan intree. Jy sien, en dis hoe die Gees hierdie boodskap om my gedagte begin lewend maak en oor bid sonder ophou. Jy sien, ek kan dit miskien so 'n bietjie anders verduidelik en miskien dat jy dalk 'n meer praktiese manier of dat ek dit vir so kan stel as Paulus sê bid sonder ophou. Ek het daaraan gedink, kom ons sê byvoorbeeld, ek sal nou vir iets sê, ek het heelnag vandag gehoes. Ek het laasdag heelnag gehoes. Dit beteken nie ek het net gehoes nie. Dit beteken daarom ek het so 'n bietjie slaap tussenin gekry, né? Maar my oë is daarom nie te rooi vanmôre nie. Dit beteken daarom ek het nou so 'n bietjie rus gekry, ek het dan ook ietsie, miskien in die nag al ek het nou gehoes het, ek miskien opgestaan en 'n bietjie dalk 'n tee gedrink of dan met raaitjie geloop. Maar ek het nie net heel nag gehoes nie. Nou, maar ons praat ons so dan sê ons, ek het heel nag gehoes, nee, maar dit beteken nie jy hoes aan mekaar nie. En dis wat die bid sonder ophou beteken. Dit beteken nie jy loop heeldag net te praat met die Here en bid nie. Dit beteken ek is gedurig deur in kontak met die Here. Ek bid sonder ophou elke dag van my lewe en in elke situasie waar ek is. 1 Timoteus 2 vers 1 sê, hy sê in eerste plek vermaan ek dan dat smeekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ons moet bid, ons moet voorbedes doen, ons moet intree. Nou, wat hoor ons? Wat hoor ons as ons iets in die nuus of laat ek dit so stel, wat doen ons as ons iets hoor in die nuus van, kom ons sê wat die regering nou alweer doen of wat hierdie mense of wat daai persone al gedoen het. Ons is baie maklik om te kritiseer. Amen. Ons is baie maklik om fout te vind. Maar die vraag vanmôre is, bid ons regtig vir ons regering? Die Bybel sê ons moet vir hulle bid. Hoekom? Sodat ons 'n stil lewe kan lei. Sodat ons, as jy wil hê dit moet goed gaan in ons land, dan moet ons vir ons leiers bid. En dis wat gaan verskil maak. Geen kritiek van ons kant gaan enigstens 'n verskil maak nie, maar gebede van die heiliges van die kerk van die Here kan 'n verskil in ons land maak. Maar ons kritiseer eerder en almal praat en as ons by mekaar kom, is daar twee dinge, is die politiek en die rugby waaroor ons gesels. Maar weet jy wat? Kom dat ons besef, ons is besig om by te voeg tot die negatiewe wat besig is om pos te vat en in ons land versprei, maar dat ons waarlik vir ons leiers sal bid en dit kan 'n verskil maak. Wie van die glo dat gebed maak 'n verskil? Dit kan 'n groot verskil maak. Wat sal gebeur as manne soos Malema of Ramaphosa as dit ware tot bekering kom? Daar kan herlewings kan gebeur, wonderlike dinge kan gebeur en God is die ene wat dit kan doen. Ons moet nooit sê dit sal nooit gebeur nie. Ek het in my lewe het ek geleer om nooit daai woorde te gebruik en te dink dat iemand is te ver heen nie, want by God is alle dinge moontlik en niemand is te ver heen vir God se genade om dit te bereik nie. Kom dat ons doen wat die skrif sê. Jy sien, daarom moet ons met dankseggings, ons moet gebede, ons moet voorbedes doen, ons moet smeekinge doen. Hy sê vir konings en almal wat hoog geplaas is. Wat is 'n koning? Wat is die president van die land? Hy's 'n koning in die natuurlike. So kom dat ons of volgens die woord, kom dat ons vir hulle bid sonder ophou. Dat ek net vir u so insit dat ek sal, as die Here wil, na die diens of vanmiddag sal ek my volle notas vir pastoor Emilia stuur. As hy dan die notas wil maak, as hy dalk nie bybly nie, dan kan jy net vir haar vra, ek kan sê dit vir die aanstuur. Ek sal my preeknotas vir u stuur. Nou,
Hoe kan ons hierdie beginsel van bid sonder ophou? Hoe kan ons dit toepas in ons daaglikse lewe? Hoe het dit 'n praktiese invloed op ons? En ek wil vir julle net, ek wil nie my eie beeld blaas nie, maar ek wil net vir die voorbeelde gee van hoe ek al agtergekom het dat ek onbewustelik, natuurlik met die leiding van die Heilige Gees, op 'n gewoonte gekom het om hierdie waarlik toe te pas in my lewe. My vraag is, wat dink ons baie keer wanneer ons iemand sien bedel? Hier is nie verkeersligte op Gaasbaai nie, maar as jy dalk in Hermanus of in die stad kom, is daar mense wat by verkeersligte staan en bedel. In plaas daarvan dat ons hulle kritiseer, wat daarvan en sê, Here, gee vir daardie persoon werk. Here sal nie onderneem dat daardie persoon, dat daar vir hom of haar 'n deur sal oopgaan. Ons is baie maklik om te sê, jy weet, kyk daar staan daai jong man, ek het dit al gehoor, kyk hoe staan daai jong man, plaas dat hy die tyd gebruik om te gaan werk soek, maar dan staan hy hier in bedel. Ons ken nie sy omstandighede nie. Ons weet nie wat met mense se harte aangaan nie. Ons weet nie hoe neergedruk daai persoon is en hoe ver hulle geval het, en of hulle dalk nie eens meer net moed het om op te staan en vir iemand te gaan vra vir werk nie. Ons weet nie verkeerde verwerping ervaar het nie. Maar weet jy wat, as jy vir daai persoon sal bid, is dit eintlik beter as wat jy vir hom R100 in sy sak sal steek. Is dit beter as wat jy vir hom dalk kan huis toe vat en vir hom kan gaan klee. Al wat ons kan doen in baie omstandighede is ons sien die behoefte. Wat kan ek omtrent doen? Ek kan bid, ek kan sê, Here, wil jy nie asseblief vir daai persoon onderneem nie? Jy sien, baie keer wanneer ons 'n verkeersongeluk sien, almal weet as daar 'n verkeersongeluk is, want almal ry stadig en ons is mos nou nuuskierig om te sien wat gebeur het. Maar weet jy wat, ek is ook van nuuskierig en ek wil ook graag weet wat gebeur het, maar my eerste gedagte, as ek 'n ongelukstoneel sien en sê, Here, wil nie genadig wees met daardie mense nie. Weet jy wanneer ons het gebly in 'n straat naby een van die hoofpaaie op Kovankoweg daardeur wat die Kraaifontein loop, en as ek 'n ambulans of ek 'n sirene hoor, dan bid ek en sê, Here, wil nie asseblief met daai persone wees nie. Wat doen as ons 'n brandweerwa sien? Dan kyk ons waar is die rook, kom dat ons eerder sê, Here, wil nie wees as daar nou mense in gevaar is, wil nie asseblief met hulle wees, wil nie hulle genadig wees nie. Here, ek bid vir die brandweermanne dat hulle sal beskerm, dat hulle nie seer kry, dat hulle nie in lewensgevaar kom nie. Jy sien, dit is die tipe van gewoonte wat ons kan kweek as kinders van die Here. Dis 'n praktiese manier hoe ons gedurig deur met God in verbinding kan tree en kan ons 'n verskil maak in die omgewing waarin ons bly. As iemand het eendag gesê, luister, en dit het my vervang. Iemand het eendag gesê in 'n bijeenkoms van ons leiers waar ons was, toe die persoon gesê, as jy geglo het dat gebed werk, sou jy weer gebid het. My sien, ons bid nie omdat ons miskien nie glo dat gebed werk nie. Maar as gebed werk, as ons glo God is 'n God van waarheid, as ons glo sy woord is die waarheid, dan moet ons glo dat gebed werk. En al sien ons nie dadelik die oplossing, al sien ons nie dadelik die verandering, dit maak nie saak nie. God het gesê, bid sonder ophou. Sy woord herinner ons daaraan dat ons moet bid. As ons na die konteks van hierdie teks kyk, dan sê die Bybel in vers 16 van 1 Tessalonisense 5, hy sê, wees altyd bly. Wat beteken dit? Dit beteken nie dat ek met heel dag huppel en spring nie, maar weet jy wat, ek kan ook in my gees 'n loflied sing, want aanbidding is eintlik gebed. Aanbidding is eintlik om die Here te verheerlik, om 'n liedjie te sing. Met ander woorde, as jy nou nie bid nie, dan ry jy in jou kar of jy stap of jy's in die huis besig en jy sing 'n liedjie in jou gedagte en jy sing vir die Here en jy maak sy naam groot, want dit is lof en aanbidding. Die volgende teks is bid sonder ophou, en dan een daarna sê ook, wees in alles dankbaar. Wat beteken dit om 'n lewe van dankbaarheid en van aanbidding en van bid en van gebed gedurig deur in die teenwoordigheid van die Here te hou? Nou wat doen hierdie voortdurende gebed aan ons harte? Die vraag is, hoekom en watter verskil maak dit in my lewe? In die eerste plek praat hierdie hele gedeelte van heiligmaking. Met ander woorde, hy sê, hy verwys na dinge wat ons nie moet doen nie, ons moet die gees uitblus nie, en ons moet allerlei ander dinge vermy, en dan praat hy van, met ander woorde, hierdie skrif beteken heiligmaking. Ek moet sonder ophou bid, want dit gaan my help om heiliger voor God te wandel. In die eerste plek, en ek het daar die punte ook daarso op die PowerPoint gesit. In die eerste plek, jou hart word meer bewus van God se teenwoordigheid.
Jou hart word meer bewus van God se teenwoordigheid. In plaas daarvan, jy sien, ons kom ons Sondag kerk toe, en dit is lekker om die teenwoordigheid van God hier te wees. Maar weet jy, baie keer wanneer ons uitgaan, dan gaan ons maar weer na dieselfde omstandighede. Ek gaan maar partykeer miskien na dieselfde omstandighede by die huis. Ek het nog selfs dieselfde verhoudings met my mense in my huis. Miskien is dit dalk vir sommige nie aangename of minder aangenaam. Miskien is jy gaan na daardie omstandighede toe waar daar dalk 'n bietjie van gebrek is of waar daar miskien swaar is, my so 'n bietjie swaar kry gedurende die maand, veral teen die einde van die maand. Maar weet jy wat, wanneer jy bid sonder ophou, dan bly jy bewus van God se teenwoordigheid, of jy nou in die kerk is, of jy nou in die biddienst is, of jy nou lofaansbidding doen, of jy nou as klein groep by mekaar kom, of man en Vrydagoggend by mekaar kom, as jy gedurig deur bid met God in kontak is en bewus is van sy teenwoordigheid, dan weet jy dat God is met my en niks kan 'n verskil maak andersins dat ek in God se teenwoordigheid is. God met my, God with me. Luister, ek het so 'n klompie jare terug, ek dink was hier die jaar 2000, toe was ek vir 10 dae daar by Prophet T.B. Joshua se kerk in Nigerië, in Lagos, en die mense daar hulle 'n seëning op 'n manier van groet. Hulle groet jou as jy in die môre na hulle toe kom en sê hulle nie vir jou good morning nie, hulle sê vir Emmanuel. Emmanuel beteken God with us. So jy stap in die winkeltjie daar op die perseel in en as hulle jou sien as hulle Emmanuel. As hulle verby mekaar stap, sê hulle Emmanuel. En ek het daar gaan kyk na die bouery, juist die gebou wat 'n klompie jare terug in mekaar gesak het, hulle daar, was hulle besig om dan plek te bou. En die man het daar met staal gewerk, en dan trek hy in hierdie staal mat trek hy na hom toe, dan vat hy aan en trek hy dit daai kant toe, dan trek hy die kant toe, dan trek hy aan en ek hoor toe nou in hulle taal, maar hierdie ons is nou besig hulle is nou nie besig om Christelik met mekaar te praat nie, hulle praat so 'n bietjie ernstig met mekaar. En 'n derde persoon wat dit sien, al wat hy sê is Emmanuel. Toe hy sê Emmanuel, toe hulle opstry, en die ene settle vir die ander, en hulle gaan aan hulle doen hulle weg. Ek staan in die winkeltjie, en hulle is besig, een van die vroue is besig om goed op die rak te pak, en die ander ene voel, die goed moet nou daai kant kom, en die ene sê nee, dit moet hierdie kant kom, nou lyk dit af, hulle stry so 'n bietjie, en 'n derde kom verbygestap, toe sy dit sien en agterkom, al wat sy sê is Emmanuel, en toe groet hulle terug Emmanuel, en daar's alles verby. Ons moet gedurig bewus wees van God se teenwoordigheid. As ons bewus is van God se teenwoordigheid, sal ons nie altyd reg wil wees nie. Ons sal ons altyd reg wees, of ons altyd reg en gelukkig wees. In die huwelik kan jy nie reg en gelukkig wees nie. Jy is of reg of jy is gelukkig. So, vat dit nou maar vir so 'n bietjie ekstra, ons sal net maar die offerande daarvoor opneem, hoor. As jy bewus is van God se teenwoordigheid, dan gaan dinge in jou lewe baie anders wees. As ons in die huis gedurig bewus is van God se teenwoordigheid, Emmanuel. Psalm 16 vers 7, hy sê ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my Here my. Ek stel die Here altyd hier voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, en ook sal my vlees in veiligheid woon. Dit is die geheim daarvan. Dis die geheim daarvan om die Here gedurig hier voor jou te stel. Weet jy, as jy die Here voor jou stel, dan staan hy tussen jou en jou vyand. Hy stel die Here gedurig hier voor my. Hy staan tussen jou en jou vyand. Hy staan tussen jou en die aanslag van mense. Hy staan tussen jou en die woorde van mense wat kwaad bedoel teenoor jou. Hy staan tussen ons. En weet jy wat Dawid sê? Daarom, omdat ek dit doen, omdat die Here gedurig hier voor my is, sal ek in veiligheid woon. Ek sal nie wankel nie. My hart sal bly wees, my eer sal juig en my vlees sal in veiligheid woon. Wat 'n wonderlike voorreg ons as kinders van die Here. Weet ek het al baie keer gedink, wat doen 'n persoon wat nie die Here in sy lewe het? Hoe kom 'n mens reg in die dag? Dink nie hoop nie, nou, vir wie vra jy? Wie kan 'n verskil in jou lewe maak? Maar 'n kind van God, daar's iemand wat ons ken, wat 'n verskil in ons lewens kan maak. En Jesus is sy naam, prys die Here. En die tweede plek, jou hart word nederiger. Want konstante gebed herinner jou daaraan, dat jy
nie die Christelike lewe in jou eie krag kan lewe nie. Ons is feilbaar. Hoeveel keer het ons dalk al vandag gesondig? Hoeveel keer het ons hierdie week gesondig? Maar weet jy wat, as ek bewus is dat ek 'n kind van God is en dat hy my die krag gee, dan help hy my en ek raak bewus van sy hulp. Ek weet jy wat, God wil hê dat jy moet so afhanklik van hom wees. Luister, hy wil hê dat jy so afhanklik van hom moet wees, soos wat 'n baba afhanklik is van sy moeder vir sy volgende voeding. God wil hê dat jy hom in alles sal vra. God wil hê dat jy hom in alles sal ken. Hy wil hê dat jy moet swak wees voor hom. Hy wil hê dat jy moet erken dat hy God is. Hoe meer afhanklik ons raak van die Here, hoe meer word hy God in ons lewens. En hoe meer maak ons van God in ons omstandighede. Want hy is God en daar is niemand soos hy nie. Want jy sien, hoogmoed neem af, omdat jy leer om vir alles op God staat te maak. Matteus 5 vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe hulle afhanklik van God is. Nou die ou Afrikaanse vertaling sê, geseënd is die welgeluksalig is hulle wat arm van gees is. Nou ons het 'n verkeerde konnektasie deur die jare gehad van arm van gees. Arm van gees het vir my baie keer dat voel mense het gesê, ja, dis iemand wat nou nie baie denkvermoë, verstandelike vermoë is, dat is arm van gees. Maar eintlik beteken dit salig of wel geluksalig, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Kom dat ons in ons daaglikse verhouding met die Here nie groot word in onsself nie, maar as ek altyd eer bid, as ek bid sonder ophou, dan is ek bewus van sy teenwoordigheid en dit maak my hart nederig, want ek weet ek is afhanklik van hom. Die volgende ene is dat jou begeertes begin verander. Hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe meer word jou begeertes in lyn met sy wil. Jy begin begeer wat hom behaag. Met ander woorde, jy begin nie nou meer begeer vir nog 'n kar of vir nog 'n dit of vir 'n beter dat. Jy begeer nie meer in na die natuurlike nie. Psalm 37 vers 3 sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou die Here, dat hy jou bron wees, dat hy jou helper is, dat jou helper wees en jou begeertes begin verander. Nou luister gou na hierdie ene, Johannes 15 vers 7. Hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal jy vra wat julle wil en julle sal dit verkry. Julle sal vra net wat julle wil en julle sal, weet jy wat? Hoe werk dit? Dan sê, okay, ek het al gebid, maar ek het nie gekry wat ek voorgebid het. Die Bybel sê op ander plek, hy sê ons verkry die bedes wat ons van hom vra, as ons vra oor die komstig sy wil. Nou sê die Bybel, volg ons saam met my. As ons vra, hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Nou as sy woord in my bly, sal ek nie iets buitekant sy wil vra. Ek sal nie kyk na die oulike buurvrou sê, gee dat haar man iets voorkom en ek wil met haar trou. Want ons weet ons is nog nie binne God se wil. Maar as sy woord in my bly, sal my wil geshape word, gevorm word volgens sy wil. Sal sy wil my begeerte word. En met ander woorde, dan sal ek vra net wat ek wil, want ek sal nie meer wêrelds wil nie. Ek sal nie meer vleeslik wil nie. Ek sal nie meer vir die natuurlike wil nie. Ek sal nie meer vir nog 'n skildery in die muur wees nie, maar dat siele tot bekering sal kom. Dit sal nie nog 'n kaars wees of nog 'n karavaan en 'n beter dit en 'n beter dat. Daar's niks fout om hierdie goedes te hê nie, maar as ons net vra volgens die wil, volgens ons wil en ons begeerte, gaan ons nie altyd kry wat ons vra nie. Maar as ons wil geshape word, die Bybel sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal vir julle bygevoeg word.
Ek sal nie nodig om nou te bid nie, want God sal dit my gee omdat hy my lief het. Maar my wil, my hart moet in lyn wees met sy wil, sodat ek vra oor die koms op die wil van die Here. Wat is die wil van die Here? Die wil van die Here is dat almal tot bekering moet kom en dat niemand verlore moet gaan nie. So ek mag bid as Here, red my kinders se siele. Here, wees met hulle. Here, red my kleinkinders se siele. Here, wil nie met my familie, wil nie my bure red, Here, wil nie gee dat ek iemand Sondag kerk toe kan bring, sodat hulle siele gered kan word. Dis die wil van God. Die wil van God is ons heiligmaking. Die Bybel sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien. Dus ek volgens hierdie goed bid en hierdie dinge bid, dan sal ons kry net wat ons wil, of wat ons vra. Ons sal dit verkry. As julle in my bly met woord dat julle, sal julle vra wat julle wil en julle sal dit kry. Die vierde ene is miskien vir baie gakke moeilikhede, maar jy bekeer vinniger. As jy lyn met God se woord, as jy bid sonder ophou, dan praat die Here sommer vinnig, baie vinnig met jou om te gaan regmaak. En eendag het ek daar by ons dorp, het ek daar by 'n middags gestaan en daar was so ryk man in die paadjie, want almal soek nou iets oor die toonbank vir kartpaarte. Maar daar sit een man agter die toonbank en kort dan los hy die persoon wat hy bedien van die telefoonlyn. Dan gaan hy eers in sy boek en dan kyk hy in die boek, dan gaan soek in die komputer, dan kyk hy agter in die rak of die paar daar is en sodoende help hy een persoon, maar hy antwoord 3 keer die telefoon. En ek het my nou regtig staan en vervies oor hierdie besigheid. En ek is stilweg baie sommer net omgekrap geraak. En nou so rukkie, toe op die ou ene voorkom staan, dus die man weer die telefoon antwoord, toe ek my een te veel gehad, sê kom meneer, maar dit werk ons nie so nie. Ek het nie geskel en geskree en lelike woorde gebruik nie, maar ek was bitter ongelukkig. En hy het my so mooi behandel, hy het so mooi gesê, meneer, ek is regtig jammer, vergewe my asseblief, en hy het aangegaan en ek my bedien. En ek het in my kar geklim en ek het huis toe gery, ons net so die pad afgerei, geblyf daar van die winkel af. Want ek by die huis kom, ek het regtig sleg gevoel. En ek het in my kar geklim en ek het teruggery middags toe. Nou is nou weer ander mense in die lyn gewees en ek net vir hulle gevra, gee my net 'n oomblik asseblief verskoon my. Daai man voor almal om verskoning gevra. So ek is regtig jammer dat ek so lelik was met jou. Maar weet jy wat, dis wat gebeur, ek preek nou nie, maar dis 'n praktiese voorbeeld. Dis wat gebeur wanneer jy bid sonder ophou, dan weet jy, dan het jy niets verkeerd gedoen, want jy is in konneksie. Amen, jy is in konneksie. Ek sê gou almal hardop, ek is jammer. Nou vir die van die wat getroud is, het jy gehoor jou vrou sê ek is jammer. Sy kan dit sê. Wow, sy kan dit sê. Pragtig. Nou gaan jy net weer by die huis as jy by die huis kom. En as jy môre as die klere rond lê en die handdoek lê op die vloer en jy het ons 'n bietjie dan net julle skaam as jy mekaar nie, nee, jy praat net so 'n bietjie hard met mekaar partykeer. Net bietjie harder as gewoonlik, nee. Dis die plekke waar ons vandaan kom waar mense mekaar skel en die wil ek nie kry gaan baie nie. Maar in elk geval, wanneer jy verkeerd praat en jy sê makliker ek is jammer. Jy sê makliker ek is jammer. Want jy besef dat jou verhouding met God is in gedrang. Die Bybel sê ons moet nie kwaad vir mekaar gaan slaap nie. Moenie dat die son deur die toren ondergaan nie. Sê want weet jy wat gebeur? Hy sê gee aan die duiwel, die volgende teks gaan lees dit. Hy sê die volgende teks is gee aan die duiwel geen plek nie. Weet jy wat gebeur die nag as jy gaan kwaad slaap? Daai molshoop word te berg. En môreoggend gaan hy fight aan. En dan is hy erger as vir jy gestaan gaan slaap het, want jy die duiwel plek gegee. Gee aan die duiwel geen plek nie. Die Bybel sê ons spreek toelaat dat 'n wortel van bitterheid opskiet. Weet jy wat maak 'n wortel? 'n Wortel, as jy nou vat 'n wortel, hy begin by 'n saadjie, maar hy word al groter. Dan weet jy wat gebeur? Hy stoot die sand na langs hom weg, want hy soek plek.
Hy sê nie toelaat dat 'n wortel van bitterheid opskiet en baie daardeur besoedel word nie. Wie word besoedel deur ons bitterheid? Nie die persoon vir wie jy kwaad is nie. Jou huismense kry hulle van die rap soos hulle sê. Jou hond, hy gee nie vinnig genoeg pad voor jou nie. En die agterdeur wil nie vinnig genoeg opmaak nie. En alles raak verkeerd wanneer 'n wortel van bitterheid, want hier rondom ons begin dinge nou skade kry en begin dinge gebeur. Nou die volgende is, ek dink vir die teks lees, Psalm 139 vers 23. Hy sê, jy grond my, o God, en ken my hart. Toets my, ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Dawid is vinnig om te repent, vinnig om te bekeer, en hy sê daarom, Here, toets my hart, en kyk of daar by my 'n verkeerde gedagte, en kyk na my gedagtes. In die 5de plek, dat liefde groei in jou hart. Soos wat jy bid sonder ophou, so begin liefde in jou hart toeneem. Want jy sien, die Bybel sê, dat die liefde van God word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Jy kan nie in verhouding bly met die Heilige Gees sonder om die vrug van die Gees te dra nie. Die eerste vrug van die Gees is liefde. Die vrug van die Gees is liefde. Jy kan nie kwaad bly vir iemand vir wie jy bid nie. Ek gaan dit weer sê, dan so 3 persone amen kan sê, miskien moet jy wat meer amen sê op dat eina sê. Jy kan nie kwaad bly vir iemand vir wie jy bid nie. As jy vir mense bid, dan bring God sy liefde in jou hart. Die persoon vir wie jy bid is die persoon vir wie jy lief raak. Wie jy vra, Here, nie bid is, Here, gee dat iets met hom gebeur of dat sy kar se brieke vuil of seker goed nie, maar sê, Here, asseblief wil jy nie om nie red nie. Wil jy nie gee dat hy ook sal verstaan dat hy die liefde in sy lewe sal ervaar. Ons moet bid vir mense, want jy kan nie kwaad bly vir iemand vir wie jy bid nie. Matteus 5 vers 44 sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Want jy sien, vergifnis word makliker. Deernis neem toe en selfs moeilike mense word deur God se oë gesien. Het jy al besef, het jy al daarin gedink, daar's 'n stelling wat sê, hurting people hurt people. As jy met mense te doen het wat seer maak, is dit omdat hulle self seer het. En kom dat ons vir hulle sal bid eerder en sê, Here, wil jy nie hulle help om genesing te kry nie. Want die woord sê, spreek vry en julle sal vrygespreek word. As jy wil vry wees, kom ons vergewe. Kom ons wees vinnig om te vergewe, want die liefde vermeerder vir hulle wat bid sonder ophou. Romeine 5 vers 5. Hy sê die hoop bestaan ons nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. In die volgende punt is, jy word meer soos Christus as jy bid sonder ophou. Jy word meer soos Christus. Want jy sien, 'n gebed gaan nie net oor veranderde omstandighede nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar wanneer jy bid, verander die omstandighede nie altyd nie, maar jy verander. Dis wat verander. Ons kom meer in lyn met God se woord. Ek het al oor situasies in ander mense se lewens gebid en wys hulle Gees verby, want eintlik is daar dieselfde situasie in jou lewe. Dis hoekom ons baie keer moet bid sodat ons kan verander, sodat die Here sy werk in ons lewens kan doen. Soos jy kyk en sy teenwoordigheid deurbring, word jou karakter deur die Heilige Gees gevorm, sodat jy Jesus beter kan reflekteer. Daar is soveel mense wat ek al gehoor het wat sê, as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Omdat ons nooit in daardie kategorie sal val, dat iemand dit van ons sal sê nie, maar dat ons gevul sal word van die liefde van Christus, en dat ons karakter daardeur gekenmerk sal word. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Ons word verander omdat ons gedurig bewus is van sy teenwoordigheid. Die 7de en laaste een is dat jy word meer bewus van die behoeftes van ander as jy bid sonder ophou. Dan raak jy bewus van ander se omstandighede. Ek sal nooit vergeet, so in 2017 het ek probleme gehad met niersteen en albei my niere, en net om my nier te red, het hulle
pyp agter in die rug gesit tot direk in my nier en ek het vir 4 maande met 'n sakkie geloop waar die nier toe ingedreineer het. Maar ek was baie opstandig oor alles. Ek was sommer net vies en kwaad, want ek was baie keer nogal kwaadterig vir die Here ook gewees, want ek het gebid en geglo en ek het daar nie vir my op daai stadium die genesing gekom wat ek voor geglo en gehoop het nie. Ek het alles gedoen, ons het gevas, ons het gebid, ons het nagmaal gebruik, ek het almal gebel om ons my te kom bid, want die Bybel sê dat jy moet die ouderlinge inroep om vir jou te kom bid, en hulle moet jou saal van die gebed van die geloof sal die krank oprig. En op daai stadium het dit nie gebeur. Dis 'n groot storie en 'n groot wonderwerk wat die Here regtig vir my gedoen het, dat alles uitgesorteer is, dat ek gesond is weer. Maar hoe dit ook al sê, ek stap die dag van die kerk af, Sondag na na die winkel om iets te gaan koop. Nou loop ek met die sakkie wat die dier en dreineer, en dit was nie vir my lekker nie. Alhoewel niemand kon het sien, niemand het geweet, ek het nog gepreek en allerlei goed gedoen. Nou stap ek by die winkel en die volgende oomblik sien ek iemand in 'n rolstoel. En ek dink myself, Here, hier loop ek met 'n sakkie, maar ek kan nog loop. En ek sê vir Here, dankie. Weet jy, die volgende oomblik sien ek iemand stap in krikke, maar dat hierdie vreeslike goed op die been is, anders ek so ding met uitsters en skroewe en penne in die been in. Ek dink myself, hier loop ek en klaar oor 'n sakkie. En daai persoon het, weet jy wat, hulle moes deurgaan, en hoe hulle moet leef, met vir hoeveel maande daar kwam en daai ding op die been. Nou, die derde ding, binne 15 minute, en dan 3, ek kan nie die derde een onthou nie, maar ek weet dit was 3 binne 15 minute, wat die Here vir my gewys het, hoeveel ek nog het om dankbaar te wees. En weet jy wat, ek het daarna veral so bewus geraak, en dis hoekom ek sê, as ek iemand sien swaar loop, plaas daarvan om te wonder, nou maar daar wil seker maar geld, is seker van al die rooi wyn, en seker weer te veel biltong en vleis, en ek het gister by die rugby, as ek het sien, as ek, Here, wil nie genadig wees, na die persoon se voet aanraak nie, asseblief. Want jy sien, wanneer ons bid sonder ophou, is ons in lyn met ander se behoeftes. Ons raak meer bewus, ons raak in lyn, ons kom in lyn met God se hart vir mense. Weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat, hy sê, toe die Here die mense sien, daar die skare wat hy geleer het, en hulle honger geraak, die Bybel sê, hy het vir hulle innig jammer gevoel. En omdat hulle was so skape sonder 'n herder gewees. Gaan kyk maar wanneer Jesus wonderwerk het, hy het vir hulle jammer gevoel, hy het vir hulle empatie gehad. Dis die hart van God. Hart van God is nie wat ander veroordeel sê, hulle wil seker nie werk nie, so hulle moet nou maar suffer en hulle bedel nou maar, want hulle is te lui om te werk. Kom ons vergeet sulke benaderings en ons kyk na die hart van God na mense. Want weet jy wat die Bybel sê, dit is die goedheid van God wat mense tot bekering bring. Dis daai hand wat jy uitreik, daai mooi woord vir die dame by die toilet in die tyd van COVID, was ek eendag daar by 'n winkel en die vrou sy het vir alles, sy wil die sak sit, maar sy dit mis in die sak en iemand anders kon dalk nou ongeduldig geraak het en sy kyk na my, sy sê, ek het vandag 10 duime meneer. Ek sê van moenie worry nie, dame, ek sê, jy is seker moeg. Moenie worry nie. Alles is okay, niks gaan gebeur nie. Ons het nie trein om te vang nie. Jy is seker maar moeg. En jy weet, ons kan met mooi woorde dat ons die lewe vir iemand anders ook mooi maak. Jy het iemand anders se behoefte raak te sien. Want jy sien, dit is wat gebeur wanneer ons bid sonder ophou, dan kom ons in lyn met die hart van God vir mense. Hebreërs 13 vers 6, hy sê, ek het vir die Afrikaanse Bybel vir almal vertaling hier, eers Filippense 2 vers 4, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Hebreërs 13 vers 6, moenie vergeet om baie goeie dinge vir ander te doen nie. Julle moet graag van julle eie goed vir ander mense gee, want God is baie tevrede. Want God is baie tevrede met daardie soort offers. Nou of die lewe nou vreugdevol of pynlik is, of daar watter omstandighede in jou lewe is, wat 'n voortdurende gebed leer ons om God te dank
om hom te vertrou en om hom te aanbid en in aanbidding te lewe. Jy sien, uiteindelik gaan bid sonder ophou minder daaroor om woorde te sê, maar dit gaan meer daaroor om met 'n oop hart, 'n oop gees, 'n ontvanklike gees voor God te wandel. Die grootste wonderwerk van voortdurende gebed is nie dat jou situasie altyd verander nie, maar dat jou hart verander. Want jy sien, wanneer ek gedurig bid en in kontak met God is, dan maak vrees plek vir geloof. Angs maak plek vir vrede. Selfsug maak plek vir liefde. Trots maak plek vir nederigheid. En jou wil word toenemend een met die wil van God. Wanneer ons kyk na Jesus, dan sê die Bybel dat hy in voortdurende kontak met sy Vader geleef. Ja, hy het in die nag gaan bid. Daar was tye van afsondering geweest. Maar weet jy wat het Jesus gesê? Hy sê, ek doen niks as ek dit nie my Vader sien doen nie. En ek sê niks as ek dit nie my Vader hoor sê nie. Want hy sê, hy was in gedurig deur, was hy deur die Heilige Gees gelei. Hy was selfs deur die Heilige Gees gelei in die woestyn om versoek te word deur die duiwel. Gaan lees die paar daarna sy doop. Hy was deur die Heilige Gees gelei na die woestyn om versoek te word deur die duiwel. Jy sien, wanneer ons in lyn kom, wanneer ons bid sonder ophou, dan word ons op 'n plek van volmaakte gehoorsaamheid. Kom ons op 'n plek van onwrikbare vrede en volkome vertroue in die Here. En soos ons leer om in hom te bly en voortdurend gebed, vorm die Heilige Gees die karakter van Christus in ons lewens. En dan kan ons maar regtig sê, Here, te wees soos Jesus. Wil ons maar daai liedjie sing met vrymoedigheid, te wees soos Jesus, so rein en heilig, so sag en nederig. Kom dat ons strewe daarna om soos Christus te wees, om Jesus in hierdie wêreld vir iemand anders te wees. Onthou, hulle sê ons dat mense lees nie altyd hulle Bybel nie, maar hulle lees ons lewe. Daarom het Paulus gesê, julle is 'n brief geskrywe, julle is ook 'n brief geskrywe. Daar's ander plek waar hy sê dat ons is 'n skouspel vir die wêreld, sowel as vir die engele. En daar's ons engele wat leer by ons optrede, want engele kan nie praat van gehoorsaamheid nie. Hulle kan nie praat van redding nie, hulle kan nie praat van verlossing nie, hulle kan nie praat van bevryding nie. En daarom wil die engele by ons leer wat 'n effek het op ons lewens het, sodat hulle kan sien by ons dat ons is 'n brief en ons verteenwoordig Christus. Mag God gee dat ons Christus sal verteenwoordig en dat ons sal bid sonder ophou. Prys die Here. Kom ons sluit ons woord. Vader, wat 'n voorreg ons vanmôre om die woord in ons midde te hê. Here, ons kan nou maar besluit en sê, ek gaan nou opstaan en ek gaan reageer op 'n uitnodiging. Ek gaan nou 'n besluit maak en baie keer vergeet ons as ons hier uitgery het en ons klaar geëet het, vergeet ons van ons besluite. Maar ek wil vanmôre bid, Here, dat U waarlik hierdie woord in ons harte sal indra. Dat die Heilige Gees dit in ons lewens sal maak, dat dit in ons gedagtes sal bly. Here, dat ons waarlik sal besef dat U verwag dat U vir ons beveel, maar Here, gee dit meer 'n gewoonte by ons sal raak as 'n moed. Ons wil nie optree omdat ons moet nie, ons wil optree omdat ons wil. Here, ons wil optree omdat ons U wil behaag, omdat ons U liefhet, omdat ons U kinders liefhet, omdat ons hulle liefhet wat U geskaap het, Here, omdat ons hulle liefhet vir wie U U lewe gegee het. Help ons dan, Here, dat ons ook op die plek sal kom waar ons met vrymoedigheid sal kan sê, dankie Here, ek is gedurig deur in kontak met U, ek bid sonder ophou. Gee dat U vanmôre elkeen in hierdie plek sal bemoedig en versterk, Here, dat sal uitstap in die wete dat God is met hulle in die naam van Jesus, en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have